toe die Here my die opdrag gegee het om te gaan lewe spreek, om in te staan vir my land en vir my volk, het die Here gesê dat ek daarvan 'n bewys moet neem. Ek het dit nie op tablette geskryf nie, maar ek het dit vasgelê, sodat ek self kan sien hoe die Here dit antwoord. En daarom deel ek dit vandag met jou, sodat jy ook kan sien dat die Here wel gebede antwoord. En dat dit wat ek hom gevra het, dat hy dit wel gedoen het. Wat ek hier met jou gaan deel, en wat jy hier sien in die argiewe, is wat jy gaan beleef, is emosie en hartseer en werklike gebeure wat gebeur het, wanneer die Here vir my 'n spesifieke opdrag gegee het. Die 16de Julie het ek vir die Here gevra, die oggend vroeg, wat ek wakker word, het ek gesê, en het ek gelê in die bed en gesê, Here, ek is moeg, môre is die kontrak verby, wat nou, Here? En daardie môre maak ek die woord oop, en daar staan dit baie duidelik oop, staan dit uit, soos wanneer jy in 'n dokument, wat jy met die rekenaar tik, en jy bult 'n sekere woord, staan daardie woord vir my duidelik uit, want dis in die middel van die skrif, staan daar, staan op, staan op. Nou ja, dadelik dink ek lê nou al laat, en die Here sê vir my, staan op, en ek lees toe nou verder, en dit sê, staan op, staan op. Juist hiervoor het ek aan jou verskyn, sodat ek jou as my getuienis kan aanstel, as my dienaar kan aanstel. Gaan dan en gaan wys vir hulle wat ek vir jou gewys het, en sodat hulle kan bekeer van die duisternis tot die lig, en van die gevangenis die gevangenis van Satan tot die lewende God. Gaan lees dit gerus, Handelinge 26 vers 16. En dit is ook waar die Here aan Paulus verskyn het op die Damaskuspad. En juist daarvoor, die Here verskyn aan sekere mense, en die Here gee vir sekere mense tekens. En het die Here nie gesê, in hierdie laaste dae sal daar tekens aan die lig wees. Ons jong mense sal profeteer, en ons ou mense sal drome droom. En hy sal sy gees op alle mense uitgiet. Hierdie is die dae, hierdie is die tye, wanneer die bruid moet gereed maak vir die bruidegom. Dis alleen deur sy genade wat hy kom om met jou 'n nuwe verbond te kom sluit, soos hy beloof het in sy woord in Jeremia 31:31, waar hy gesê het, ek kom om 'n nuwe verbond te sluit. En hy sê in Hebreërs 8, sê hy, die verbond wat ek nou met jou sluit, is nie daardie verbond soos met jou voorvaders nie. Dis 'n verbond wat ek kom sluit, deur my liefde en genade uit te stort in jou hart. En dan sal ons wil doen. Dan sal ons wil doen wat hy van ons vra, want dis deur daardie liefde in ons harte en ons siele, dat ons hom sal wil behaag, en dat ons hom sal wil lief hê met ons hele hart, siel en verstand. En sodat hy sy lig weer deur jou kan laat skyn, en sy liefde en sy waarheid en sy krag in jou kan uitstort, om hier op aarde sy lig te laat sien, en sy krag en sy heerlikheid te laat skyn.